wil graag hier hartlik uitnooi om die Bybels oop te maak by Filippense hoofstuk 3. Ons is tans besig met Filippense met die Sabbatskool lesse ook, en u sal deur die loop van die week glo ek u sal aan die gedeelte van die boodskap vandag tot gedagtenis kom, want ons studeer hierdie week wat kom ook die volgende verse. Filippense 3 verse 7 en 8. Ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling, Filippense 3 vers 7 en 8. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles pryse gegee het en as drek beskou, om Christus as wins verkry. Dan wil ek graag die volgende ook lees, Johannes 9, as jy Johannes 9 toe kan gaan. Vers 39, Johannes 9, vers 39. En Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word. En dan Matteus hoofstuk 6. Vers 19 tot 21. En dit sê die volgende: Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Amen. Ek gaan 'n klein illustrasie mee begin vandag, maar ek wonder of die jong mense sal weet wat ek van praat. Ek is ook nie seker van die hoërskoolkinders wat rekeningkunde mag dalk hê, of hulle nog die boeke gebruik, ek is nie seker nie, of hulle nou computers gebruik, dit weet ek nou nie. Ek weet net Excel is baie maklik. Jy tik en daar gat hy. As jy die formule ingegooi, dan werk hy baie mooi. Ek weet ons kerk ook, ons treasurier werk op die Excel spreadsheet. Daar is nou selfs 'n nuwe stelsel in, ons sal eendag dit vir julle nog wys. Dit is eintlik baie mooi die stelsel hoe hy werk. Maar party gebruik nog hierdie ou boek. Hierdie is nogal ek het nie geweet dat sulke groot is nie. Ek het hom nou die dag gekry vir 'n gemeente. Dis 'n kasboek. Is massive, nee? Maar dis nou om dit te vergemaak. Daar's al die kolomme. Ek gaan nou verduidelik waarvoor die kolomme vandag is, maar daar's 'n kleiner weergawe daarom ook. Maar hy is nou heel groot. Ek dink die ouer is toe ek vir 'n stukkie treasurierwerk gedoen het met Ficksburg se gemeente. Ek onthou toe hy gevou. Hy was baie lelik, maar hierdie is nogal heel netjies. Maar wat ek wil graag hier verwys is van die rekeningkundige boek, kasboek, as jy nou Engels wou sê, cashboek. Dit verwys basies van inkomste en uitgawes. Dis ook 'n plek waar jy jou begroting kan opteken, soos hier byvoorbeeld is kerkuitgawes, sabbatskooluitgawes, boufonds, jeug, lokale evangelisasie. Dan is daar 'n klomp oop kolomme wat ons dan kan neerskryf wat dit voor is. Hierdie is 'n baie lekker indikasie. Ek verklap nou, dan miskien weet jy daarvan. Maar vir 'n leraar om by 'n nuwe gemeente te begin, vertel dit nogal redelik baie. Kyk, God ken die hart, maar ons mens ek kan nie brein lees, ek kan nie hart lees nie. Maar so 'n boek sê nogal vreeslik baie van 'n gemeente. Heel eerstens, as mens na die 10de kyk, vertel dit vir my van die geestelikheid van die kerk. Want dit beteken daar's gehoorsaamheid en die lidmate in die gemeente aanvaar God as hulle skepper, en deel van daai oorweldigende oorgawe bring hulle hul tiendes uit gehoorsaamheid uit. So daai sê 'n groot gedeelte. Dan is daar verdere gedeeltes soos wêreldsending,
So daar's mense wat selfs apart vir daai fondse gee, dan sê dit vir my, hulle stel belang in die wêreldsending. En dan die ander afdelings, party klein groepies, dit hang nou af ook van die grootte van die gemeente. Partykeer kom die geld in, maar dan is daar alles sommer onder kerkuitgawes. So alles wat ook al gebeur, kom uit kerkuitgawes. Dit sê vir my of die gemeente is baie klein, die groepie, of kom ek sê as dit hele groot gemeente was, het net deur kerkuitgawes moet werk, dan sal ek vreeslik paniekerig raak, want dit beteken, daar's geen begroting nie, daar's geen beplanning nie, en dan wonder ek, wat is dit wat julle laat opstaan in die oggend om lus te word vir die werk van die Here? Want die sê nogal vreeslik baie vir 'n mens. Net as 'n voorbeeld, as daar fondse in die jeugfonds is, sê dit vir my, julle stel belang in julle jeug. By party kerke sal jy 'n groot fonds daar sien, want hulle vind die jeug baie belangrik. In ander gemeentes wat ek al by was, groot ook, dan is daar maar of R1000 of niks. Dan word daar vir die jeug gesê, hoor, die gaan samel julle fondse in, dan is ons uitgesorteer. So dit sê nie baie van die belang van die kerk op daai nie. Party op hulle evangelisasie is daar 'n groot bedrag in begroting, wat dan vir my wil sê is, die gemeente, hulle het 'n plan vir evangelisasie. Hulle begroot om die werk van die Here te doen. Kom jy by 'n gemeente byvoorbeeld, dan is daar nie begroot vir 'n evangelisasie nie. Ek dink jy hoor wat ek probeer sê, jy kan baie lees uit so 'n kasboek uit van waar die belange is van die kerk, waar die belange is van die lidmate. Soos as die belange is by die kerkgebou byvoorbeeld, soos ons nou fondse genoem het van die toilet en so, as die belange daar is, sal daar fondse deurkom, vir die jong mense, vir die sabbatskool, alles is maar fondse wat uitgaan. So ek dink my verduideliking, ek hoop my verduideliking is alright, want dit sê nogal baie van wat waardevol gevind word in die gemeente. Nou, die ander gedagte wat ek wil deurbring is van daai af na 'n geestelike deel toe. Elke mens, bewus of onbewus, hou eintlik 'n kasboek by. Nie noodwendig 'n boek van wat geld neem nie, maar waar jou waardes neergeskryf is. En hier is nou nie 'n spreiblad nie, dis nou die ander woord vir 'n kasboek. En dis nie 'n werksblad nie, dis nie 'n berekeningsblad nie, dis nie 'n datablad nie, maar hierso wil ek verwys na 'n sielsstaat. 'n geestelike grootboek. In hierdie grootboek skryf ons neer wat vir ons belangrik is. Wat vir jou tel 'n sukses, dis in jou boek geskryf. Wat vir jou betekenis en waardes gee in die lewe, dis in jou boek geskryf. Net soos dat hierdie ene vir my waardes gee van 'n gemeente sê, hulle neem evangelisasie baie waardevol, hulle neem die jong mense waardevol, want daar's 'n begroting daar vir dit. So in ons geestelike lewe is daar die geestelike boek waar ons geestelike waardes neergeskryf is. Of wat die moeite werd is om voor te leef, is in hierdie boek geskryf. Nou Paulus sê vir ons in Filippense 3 dat hy eendag sy groot boek oopgemaak het en dit was tot skokkende ontdekking. En dit sê daar in Filippense 3 vers 7, maar wat my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Die nuwe vertaling uit die 2020 sê dit so, maar alles wat my wins was, reken ek nou as verlies ter wille van Christus. So geliefdes, Paulus, as ons na hom kyk, hy was nie 'n losbandige heiden nie. Hy was inteendeel 'n model gelowige as ons na sy verhaal kyk. En as ons dit lees en as ons nou byvoorbeeld as hy moes 'n CV optrek, aangesien ons nog CV's gaan na kyk in die volgende paar dae, as hy moes een optrek, heel eers hy sal begin, hy was besny op die 8ste dag. Hy is deel van die volk van Israel. Hy is 'n fariseer en hy het groot ywer vir die wet van God. So die algemeen klink hierdie heel perfek. Hierdie is 'n Christen op hoë standaard. Veral in die eerste eeuse Judaïsme is hierdie alles geestelike kapitaal.
Maar al daai wat vir ons mooi uitstaan, het hom eintlik geestelik blind gemaak. Want sy sekerheid het hom van sy behoefte beroof. Sy prestasie het die plek van genade ingeneem. Nou geliefdes, Paulus het God gedien, maar sonder om God werklik te ken. Hy het die wet verdedig sonder eintlik om die wetgewer te ken. En toe? Ons ken die verhaal baie goed, daar op die pad van Damaskus. Ons weet wat daar gebeur het. Op die Damaskuspad word Paulus fisies blind. Maar geestelik word sy oë oopgemaak. En dit is eintlik geen toeval nie, liewe vriende. Jesus werk soms so. Ons sien in Johannes 9 as voorbeeld, waar Jesus hierdie blinde man, hy's gebore blind, en God genees hom. Die blinde man kan sien. Maar dan kry die fariseërs, wat siende is, maar tog ook is hulle blind. Jesus sê, Johannes 9, vers 39, ek het na hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word. So geliefdes, hier is 'n geestelike beginsel. Die grootste struikelblok vir ware sig is die oortuiging dat ek reeds kan sien. Paulus moes eers alles verloor waarop hy gesteun het, voordat hy Christus kon sien. En dat hy kon sien dat hy Christus werklik nodig het. So die vraag is nie, is jy godsdienstig nie. Die vraag moet wees, het Christus my maatstaaf van waarde geword? Onthou as ek nou verwys na die boek wat vir ons waardevol is. Kom ek herhaal die stelling. Het Christus my maatstaaf van waarde geword? Geliefdes, na Paulus se bekering gebruik Paulus 'n baie uiterste sterk taal. Ek vertaal dit vrylik, Filippense 3 vers 8. Hy sê ek beskou alles drek om Christus wil. So hy sê nie die dinge net is minderwaardig nie of minder belangrik nie. Hy sê dit het geen vergelykbare waarde nie. Soos hy sy kolomme moet optrek, alles vir Christus het van groot waarde en alles anders het minder waarde. Waarom? Omdat die hemel 'n ander waardestelsel het. Die wêreld sê selfvervulling is baie belangrik. Die wêreld sê jy het mag nodig. As jy mag het, is jy gemaak, jy suksesvol. Die wêreld sê as jy rykdom het, dan is jy gemaak. Dan het jy status. As jy status het en groot aansien het, dan is dit 'n goeie plek om te wees. En weet jy, baie keer is ons ouers die een wat ons kinders so groot maak, want ons maak hulle groot en ons sê vir hulle, hoorie, by die skool, jy moet leer. Jy moet iets bereik in die lewe, sukses behaal. Jy moet universiteit gaan, jy moet hierdie graad hê. Jy moet suksesvol, jy moet hierdie pos beklee, jy moet hierdie salaris beklee of kry. Sodat jy suksesvol kan wees. So, ons stel 'n prentjie vir ons kinders van sukses op 'n wêreldse manier. En eintlik is baie hartseer, wel as mens na hierdie blokke kyk en hoe ons partykeer in party gemeentes ervaar van hoe sabbatskool en die baanbrekers die goedjies beweeg. Jy weet, ons ouers is baie vinnig om ons kinders terug te hou. Dit kan wees of die ouer is baie hard gewerk hierdie week en sê ek sien nou lus om op te staan nie, ons gaan net vir die erediens, of ek is nie nou baie lus vir vandag se kerkie, ons gaan net skiep, ek is moeg. Maar die kinders verloor soveel uit, want daar is onderwysers in die sabbatskool, hulle berei die heel week voor, bidend, met 'n les, en partykeer kom daar een kind, partykeer kom daar geen kinders, partykeer is daar vol klas. Ek is nogal, beïndruk is die verkeerde woord, die regte woord sal nou opkom, maar soos ek groot geword in die NG Kerk, ek onthou nog die Sondagskool. Hulle het register gehou, en dan was daar so 'n sertifikaat wat die stiekers kry, graad 1, graad 2 en soos die aangaan. En as jy nou 'n paar
Sondag gemis het, kry jy nie 'n stiker nie. En my ma het seker gemaak, ek het stikers gekry. Daar was 2 jaar dat ek het gemis het, dit was my tienerjare. En my ma wou nog met die dominee stry en sê, my seun was daar. Toe moes ek vir haar baie teleurstellend sê, terwyl jy my net afgelaai het ek net weer geglip, so, nee, ek verdien nie daai seels wat daarop gesit is nie. Maar waar ek wil by uitkom is die gedagte, ons is baie vinnig om die waardes by ons kinders verkeerdeliks te leer. Hoor hier, jy het nodig om hard te studeer, jy moet hierdie eksamen maak, jy moet universiteit maak, so jy spandeer al jou tyd. Sabbat kom, my kind, jy is baie moeg, gaan rus maar, ons gaan nie kerk toe nie, want jy moet rus, jy skryf eksamens. Wat mis hulle uit? Dit wat werklik waardevol is. Ja, as jy saak, byvoorbeeld die baanbrekers, daar is 'n goeie balans, 'n baie mooi kurrikulum tussen boekwerk en al die lekker werk en al die speel daartussenin. Maar weet jy hoeveel ouers trek hulle kinders terug om te sê, skool is nou eers, hulle het nie tyd vir daai leeswerk nie, hulle het nie tyd vir die baanbrekerwerk nie, omrede, skoolwerk, die wêreldse dinge kom eerste. Ek wil half glo, as ons waardelyn reg maak en God eerste plaas, gaan God ons ryklik seën en ons kinders seën om goed te doen in die eksamen, omdat hulle tyd gespandeer het en hulle God leer ken het, sodat hulle self so ver kan gaan om te sê, Here, ek het genoeg tyd met U spandeer, Sabbat lesstudie, ek was daar by die baanbrekers, en skryf nou eksamen, ek wil glo, U gaan my seën in hierdie eksamen. Vriende, ek het dieselfde ervaring by Helderberg gehad. Daar was bidure wat ons graag wou mis. Daar was sabbate wat mens net wou rus. Maar dan sê mens, laat ons eerder gaan en ons is nooit spyt nie. Want die Here seën altyd dubbel en dwars, omdat jy daar was. Maar weer eens, dit kom terug by, wat is vir ons belangrik, en wat stel ons as waardevol. Die hemel sê, ons het nou hier gegaan, waar die wêreld sê, rykdom en aansien ensovoorts. Die hemel sê, Christus gelykvormigheid is meer waardevol. Die hemel sê, nederigheid is meer waardevol. Die Bybel sê, en God sê vir ons, selfopoffering is meer waardevol. Siele is meer waardevol. So Jesus waarsku, hy sê die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. Matteus 13 vers 22. Johannes voeg by in 1 Johannes 2 vers 16, die begeerlikheid van die vlees en begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. So geliefdes, hier's 'n botsing. Wat die wêreld beloon, kruisig dikwels die dinge wat God eer. Kom ek sê dit weer. Wat die wêreld beloon, kruisig dikwels die dinge wat God eer. Vriende en geliefdes, blindheid dra vandag nie altyd 'n godsdienstige jas nie. Ons word verblind deur druk om suksesvol te wees. Die duiwel was so slim om hierdie wêreld so besig te maak. Daar is selfs vrees om irrelevant te wees. Daar is hierdie verblindheid oor dinge wat ek moet besit in die lewe wat baie onnodig is. Daar is hierdie verblindheid van bedrywighede wat ons aanbidding steel. En dis net die begin. Ons gaan nader aan die koms van Jesus, daar gaan 'n Sondagwet wees nog wat ingetree word, en dan gaan ons moet kyk wat is waardevol. Die werk of om God te eer. Vriende, nie alles is sonde nie. Dit is nie sonde om jou kind universiteit toe te stuur, jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar dit is baie afleidend as ons die waardes mis het. So die vraag is nie of iets verkeerd is nie, maar help dit my om Christus duideliker te sien? Om ek herhaal die een ook. Help dit my om Christus duideliker te sien? Vriende, hoe bly ons gefokus op wat werklik saak maak? Paulus gee die antwoord,
Dit sê in Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken. Dis die mees waardevolste ding in die heelal, is om God te ken. En om te dink, ons neem dit selfs partykeer van ons kinders weg, om die waardes te misplaas. Nie net van hom, van God te weet nie, daar's 'n verskil, maar om hom te ken. So vriende, die sleutel is daaglikse ontmoeting, nederige selfondersoek, 'n lewe gerig op die kruis. Soos 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, word ons verander. Ek gaan ons stadiger lees. Terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, word ons verander. Om terug te kom as ons waardes nie reg plaas nie. Ons ontneem ons kinders of onsself as ons hard gewerk het of hoe ook al. Ons ontneem het van 'n geleentheid waar daar tyd gegee kan word om die heerlikheid van die Here te kan aanskou, sodat hulle kan verander. Nou wonder ons, oor al hierdie jare, waar die statistieke van die JC vir ons wys, en sê die adventisme, die Christen adventis, se waardes het al verander. Die karaktereienskappe het al begin afwater. Die Bybelbeginsels het begin afwater. Met ander woorde, ons het begin fokus verloor. Ons het die waarde om die heerlikheid van God te aanskou begin verloor. Grootliks veral na die COVID. Hoeveel mense bly nog steeds by die huis? In plaas van om by die kerk te ontmoet, om God te ontmoet en die heerlikheid van die Here te aanskou. Het u geweet, daar's 'n baie groot verskil om die heerlikheid van die Here te aanskou hier waar ek en jy is, en voor 'n kassie met die voete op die stoel in ons gemaksone. Vriende, wat jy aanskou vorm jou waardes. Wat jy aanbid, herskryf jou grootboek, jou kasboek. En daarom kom ons en ons bring ons kinders Sabbatskool toe. Ons bring hulle baanbrekers toe. Ons kom saam aanbid op 'n Sabbat. Ons kom saam bidure toe, sodat ons die heerlikheid van die Here kan aanskou, sodat ons kan verander word, gevul kan word met die Gees, geseël kan word met die Gees, en dan kan die genade deursluit. Vriende, wat jy aanbid, herskryf jy jou grootboek, jou kasboek, jou geestelike kasboek. So geliefdes, eendag sal elke grootboek gesluit word en deur God oopgemaak word. En net een vraag bly staan, en dit is, was Christus my wins? Was Christus jou wins? Was hy jou behoefte? En Jesus bied vandag 'n heilige ruil uit, vriende. Jou selfvertroue wil hy uitruil vir sy geregtigheid. Jou blindheid wil hy verruil vir sy lig. Jou tydelike wins wil hy verruil vir die ewige lewe. Mag ek en jy saam met Paulus sê, vir my is die lewe Christus. En ek herhaal, vir my is die lewe Christus. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, ons prys u wonderlike naam. En Vader, ons vra graag vir die leiding van die Heilige Gees om ons elkeen te leer wat werklik waardevol is. En wat vir u waardevol is. En help ons om daai balans in ons eie persoonlike geestelike kasboek reg te stel, sodat ons reg kan doen tot u wat u lewe vir ons gegee het. Sodat ons redelike godsdiens kan toepas om ons alles te gee.
Ons prys U en ons dank U, Heer, vir U leiding in Jesus naam. Amen.